Hoor jy dit? Die gewoel van 'n besige stad wat wemel van lewe. Mense wat van oral kom. Entrepreneurs en onderwysers, regeringsamptenare en sportsterre, kunstenaars en mediahuise. Saam vorm hulle die lewenskragtige kultuur wat 'n nasie beweeg. Dit is die landskap van 'n stad. En dit is waar ons reis begin. Gewapen met geloof om verlorenes te bereik, 'n liefde wat die pyn kan genees en 'n lewende hoop wat gereed is om die gebrokenheid van stede reg oor die wêreld te herstel. Doxa Deo is 'n familie op missie wat daarvoor leef om te sien dat die aarde gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Het die Here vir ons hierdie woord gegee in Jesaja 54 vers 2 tot 4. En ek bid so, en dis wat ek die naweek ook gebid het, mag dit nie net 'n visionêre oomblik wees vandag nie. Maar mag die Here ook in jou lewe praat vandag. Mag hierdie woord ook jou hart tref. En mag wat hier gebeur en die woord ook 'n profetiese verwysing is, ook in terme van jou lewe. Want onthou nou, jy is die kerk. Jy kom nie na 'n kerk toe nie. Jy is die kerk. Jy is die program. Jy kom nie hiernatoe omdat ons lekker sing nie. Jy moet verstaan, jy is die kerk. En mag hierdie woord uitdrukking vind in jou eie lewe. So die Here het ons gedaag met die volgende gedeelte in Jesaja 54 vers 2 tot 4. Maak die plek van jou tent groter. Span jou tentdoeke wyd uit, hou nie terug nie, vir baie van julle is dit bekend. Maak jou toue langer en slaan jou penne stewig in. Want jy sal uitbrei na regs en na links, moenie bang wees nie. Jy sal nie beskaamd of beskaamd staan nie. So ons was verseker uitgedaag. Waar die Here sê, maak die plek van jou tent groter. En kan ek vir jou sê, God begin selde met geboue. Hy begin altyd met 'n ou se hart. OK. Heerlikheid, julle moet tog ons Engelse dienste kom bywoon, hoor. Julle moet tog ons Engelse dienste kom bywoon. Ja! Hy begin selde met geboue, daarom sê ek, dit gaan nie oor sement in dienstye nie. God het eers gewerk in ons hart. Hy het ons as span gedaag om groter te dink. Min het ons geweet toe Yvonne en Leon Prinsloo die dag hulle voete in hartie sit, het God eintlik al lank hulle plan gehad. Ek moet net my ore oop hou vir dit wat hy mee besig was. En kan ek vir jou sê, jy kan nie groter en meer beleef voordat nie eers met jou gedagtes bely nie. En dan begin jy verwag. Ons moet se verwagting kweek. Jy sien, dikwels word ons lewe nie beperk deur God se krag wat nie wil werk nie, maar deur ons eie verwagtinge. Ons moan en huil so voor die Here, wanneer gaan hierdie gebeur en wanneer gaan daai gebeur? Maar ons leef nie met 'n verwagting nie. Uitsien. En die Here het ons gedaag in terme van gebed. Van watse verwysing af bid julle oor hierdie gemeenskap en hierdie kerk? Bid julle van 'n verwysing van gesag en autoriteit? In terme van julle geloof? Ons was gedaag om te kies om eerder God te vertrou as wat ons sien in die realiteit van die ekonomie en alles wat in die wêreld gebeur. Kan ek vir jou sê, as niks jou geloof daag nie, gaan daar niks groei in jou lewe plaasvind nie. Niks. Daar sal niks in jou lewe gebeur. As jou geloof nie gedaag word, en ek bid dat die Here jou geloof sal daag vandag. En natuurlik, ons moet gehoorsaam wees. Seën volg altyd gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid vra soms ongemak. Dit is juist daardie stap van vertroue wat deur die oopmaak vir God se seën is. Hierdie vir julle voel dit dalk nou nie gemaklik nie. Maar mag hierdie woord tot jou lewe ook spreek vandag. Mag dit ook 'n profetiese woord vir jou
Ek glo die Here roep vir jou ook vandag, in terme van jou eie lewe, om ruimte te maak. Ek glo vir mense hier, daag hy uit tot gehoorsaamheid. Hy praat al lankal oor goed met jou lewe, maar jy het nog nie gehoorsaam geword nie. Hy sê al lankal vir jou iets. Hy stuur al lankal goed in jou hart. En baie keer kan ons nie verstaan hoekom goed nie gebeur nie. Omdat ons nie in die eerste opdrag gehoorsaam was nie. En toe sê die Here vir ons, in hierdie gedeelte gaan hy verder. Hy sê, span jou tentdoeke wyd uit. Ons was uitgedaag in terme van ons vermoëns, ons grense. Want dit is lekker om gemaklik te wees. Die bekende, die veilige is lekker. Span spreek van trek. Rek bring ongemak. Maar dikwels is die ongemak die plek waar God ons vorm. Dis die plek waar God ons geloof rek. Dis die plek waar hy sy krag openbaar. Is baie keer soos 'n spier. Wanneer jy 'n spier trek en dit brand of trek, beteken nie jy is besig om skade te doen en jy oefen jou spier nie. En net so, die Here wil grense verskuif in hierdie gemeente en in hierdie dorp, maar ook in ons eie lewe. Ja, ons moet dienstye aanpas, dit voel ongemaklik. Maar is juis die ongemak is 'n bewys dat God ons kapasiteit vergroot en voorberei vir meer. Amen? Jy moet dit glo vanoggend. Laat ons nie bang wees vir ongemak nie. Want dis die plek waar hy ons vorm. Waar hy ons beter maak, waar hy sy krag openbaar. En dalk sit jy hier vanoggend en ek gee nie wat is jou vuuroond vanoggend nie. Dis irrelevant, maar jy bevind jou dalk in 'n vuuroond, 'n moeilike plek en tyd. Maar laat toe dat die Here met jou werk. Jy sien, hy is te lief vir ons om ons te los waar ons is. Want die woord verklaar Romeine 8, alles sal tot ons voordeel uitwerk op die einde van die dag. Vir die wat die Here liefhet en ons na sy plan geroep is. Amen. Dis iets wat jy moet glo. En hierdie gedeelte gaan aan. Hy sê, hou nie terug nie. Moenie terughou nie. Ons was gedaag om nie terug te hou nie. En terughou is dikwels gekoppel baie keer omdat ons te bang is. Baie keer ons hou terug omdat ons nie glo nie. Ons is te bang. Bang om weer groter te hoop. Selfs in jou eie lewe. Jy's bang vir verandering. Jy's bang vir teleurstelling. So was ons bang. Sê, Here, sê maar hierdie ding werk nou nie uit nie. Sê maar ons misluk. Ons is vrees vir verandering. En dikwels noem ons vrees versigtigheid, terwyl dit eintlik terughou. Jy sien, ons sê dikwels, ons is maar versigtig om 'n ding te doen, maar eintlik is dit niks anders as vrees. Is dit regtig wysheid, of is dit net vrees wat wys klink, of slim klink? Maar die Here het ons gedaag, moenie terughou nie. En ek glo die Here daag jou vandag uit. Dalk is jy deur teleurstellings in jou lewe. Die Here daag jou uit vanoggend om weer te hoop. Jy het dalk jou vertroue in mense verloor. Jy het dalk selfs jou vertroue in hierdie kerk verloor. Maar die Here daag jou uit, begin weer te hoop. Jy het 'n besigheid dalk begin en jy het misluk. Beteken nie jy is 'n mislukking nie. Die Here daag jou uit om hom weer te vertrou. Begin weer. Jy loop met dalk vrees rond. Maar maak ruimte, jy's vasgevang in 'n siekte in terme van jou liggaam. En dit maak jou vrees bevange. Maar die Here sê, maak jou hart oop. Maak ruimte in jou hart vir my vrede, vertrou my. Ja, mense het jou ook dalk te nagekom, maar maak ruimte vir God se vergifnis in jou hart en spreek hulle vry. Ek wil nie net visionêr praat vandag nie, ook maar jou as persoon wat hier sit vandag. En toe sê hy, in hierdie deel, maak jou toue langer, slaan jou penne stewig in. Jy sien, groter tente het sterker ankers nodig. Is dit waar? Hoe groter die tent,
hoe groter die anker, hoe groter die gebou, hoe groter die fondasie. 'n Sterk fondasie kan net 'n groter tent of gebou dra. En God het ons gedaag om ons ankers diep in te slaan. Wat beteken dit? Dat ons fondasie in terme van hierdie gemeente, in terme van hierdie kerk, nie op tradisie of gemak gebou sal wees nie. Maar om te erken dat Jesus is koning en hy's die hoof en hy's die Here van hierdie gemeente. Amen. Alles wat ons doen, alles wat ons sing, alles wat ons praat, moet in belyn wees van hom. Hy moet die eer kry. Ek het verwys na baie mense vandag, maar hulle was net rolspeler in God se hand. Dis God wat hierdie groei veroorsaak. Dis God wat werk in mense se lewens. Sy woord sal ons rigtingaanwysing wees. Ons staan in vennootskap in die Heilige Gees en ons is baie sensitief vir die leiding van die Heilige Gees. Hy het ons gedaag, luister na die stem van die Heilige Gees. Moenie sien wat julle sien en wat julle gaan terughou nie, volg my stem. Hy het gesê, vir meer mense, meer bediening, vra 'n sterker gebedslewe om alles te dra. So ek wil jou aanmoedig vandag, julle wat nog nie by ons deel van ons gebedsprosesse betrokke is nie. Ek impliseer nie, jy bid nie by jou huis nie, jy bid nie by jou selgroep nie, maar een van die goed wat moet uitstaan in hierdie gemeente is ons gebedskultuur. Want gebed gaan hierdie prosesse dra, dit gaan hierdie bediening versterk. En natuurlik soos hierdie gemeente groei, die gevaar kan ontstaan, dat jy kan wegraak, en ons kan nie bekostig dat jy wegraak en nie versorg sal word nie. En daarom moet die verhoudings al hoe sterker gedryf word in hierdie gemeente en liefde onder mekaar en dieper en stewiger word. Die Here sê, maak seker dat jou fondasie sterk is. Jou toue langer, slaan jou penne stewig in, maak seker hierdie fondasie is baie sterk. Dalk daag die Here vir jou uit vanoggend in terme van jou lewe. Jy moet dalk meer plek in jou lewe maak. Meer plek vir hom in jou lewe. Meer plek vir hom in jou dagboek. Meer plek vir sy woord, as wat jy net na motiveringssprekers luister die hele tyd. Podcast, daar's niks om na podcast te luister nie, maar jy kan nie net na podcast luister vir motiveringssprekers en nie na God se woord luister, wat die bloudruk van jou lewe moet wees, wat jou lei en rig in vennootskap met die Heilige Gees nie, amen. Jy kan nie net dit doen nie. Wandel in vennootskap met die Heilige Gees. As jy in die oggend opstaan, good morning Holy Spirit, laat dit die eerste woorde op jou lippe wees, en dan sê, hallo my liefie, het jy lekker geslaap? Jy sien die Heilige Gees, as jy dit sê, maak jy sommer daai ding tussen jou vrou en man ook reg. As jy jou gewip het die vorige nag, en jy gaan slaap kwaad, en jy raak wakker en sê, goeiemôre Heilige Gees, vir 'n oomblik, hallo my liefie, ja, jou buffel, jy het nog gisteraan so lelik met my gepraat, maar hallo. Hy sê, maak ruimte, en dan moet ons ruimte maak vir ander mense in ons hart, julle. Hulle wat nie ryk soos ons en nie lyk soos ons in hierdie dorp nie. Jy moet dalk ruimte maak vir mense, want hier gaan mense langs jou kom sit, wat jy nie noodwendig van hou nie. Want ons baie keer in die dorp raak loop, nou kom sit hy hier. En nou, God het ons uitgedaag. Maar God sal ons nooit uitdaag sonder 'n belofte nie. Nooit. Hoor hierdie belofte. Hy sê, wanneer God 'n belofte gee, is dit nie net woorde nie. En dis waarmee ons afgeskop het vandag, hy eerste lied. Dis 'n sekerheid wat jou en my geloof anker, want hy is getrou om dit te vervul. Dis nie in sy wese om nie 'n belofte na te kom nie. Glo jy dit? Verseker. Hy sê, laat ons styf vashou. Paulus, die Hebreërs skryf in Hebreërs 10 vers 23. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. En al hierdie goed het hy nou gesê.
en vir ons woord gegee. Jy sien, wanneer God 'n belofte gee, beteken dat hy iets verklaar het wat vas en seker is. Daai woord kan nooit na hom toe teruggaan nie. 'n Belofte van God is nie net 'n mooi wens of 'n goeie bedoeling vir jou en my nie. Weet jy wat dit is? Wat is God se belofte? Is 'n verbond wat op sy karakter en getrouheid rus. Dis wat God se belofte beteken. As hy dit vir jou gesê het, het hy eintlik 'n verbond. En natuurlik in sy seun Jesus Christus, die afgehandelde werk van Jesus, het hy 'n verbondsooreenkoms kom aangaan met jou en my, 'n nuwe liefdesooreenkoms. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit los nie. 'n Verbond wat op sy karakter en getrouheid rus. En dalk sit jy hier vanoggend. Die Here het vir jou dalk 'n belofte gegee vir jare. En jy soek wat en huil voor die Here. Hy beloftes kom net nie deur nie. Dit beteken nie hy gaan dit nie doen wat hy beloof het nie. Maar jy is dalk in 'n seisoen waardeur jy gaan, maar hou vas aan die woord. Moenie opgee nie. Ons was meer as 2 jaar terug het ons hierdie woord ontvang en ek het gesê, Here, ons het nie 'n tent nie, waarvan praat u? En ons moes ons ore mooi spits en sensitief wees vir God se gees. En ons het dit in ons harte ervaar en beleef, maar hierdie is 'n woord van God. En hierdie is die beloftes wat hy gegee het. Jy sal uitbrei na regs en na links. Jy sien, God neem verantwoordelikheid vir die groei. Ons rol is net voorbereiding. Wat ons gedoen het, is om net te luister en voor te berei. Ons rol is voorbereiding, God se rol is voorsiening. Kan ek dit sê vir jou lewe ook? Hy gee nie net opdragte nie, hy gee ook vir jou 'n versekering. Die Here het dalk vir jou belofte gegee. Is dalk nodig dat jy uit die boot uit moet begin klim. Hy het al lankal met jou gepraat, jy moet dalk net die CV nou aanstuur. Want hy het 'n plan en doel met jou lewe. As ons plek maak, hoef ons nie bekommerd te wees nie. As ons staan op die belofte van God, sal hy dit vul. Want ons kan nie die kerk groei nie. Die Here sê, ek sal my kerk bou, die helse magte sal dit nie oorweldig nie. Glo jy daai woord? Selfe in jou lewe. As hy vir jou belofte gegee het, jy kan verseker wees, moenie moet opgee nie. Maar die Here daag jou uit, die Here daag van julle uit vanoggend. Begin om in hy boot uit te klim, jy het te gemaklik geword. Vertrou die Here vir die onmoontlike. Waag, moenie terughou nie. En dan sê hy die volgende gesê in hierdie gedeelte, moenie bang wees nie. Jy sal nie beskaam staan nie. En dis een van die goed wat ons 'n bietjie teruggehou het. Ek dink vir enige mens wil jy nie verneder word nie. Sê Here, jy moet vir ons 'n belofte gee. Ons gaan hierdie ding doen, maar jy moet ons 'n belofte gee. Jy moet ons verseker. En daai laaste deel sê, moenie bang wees nie. Jy sal nie skaam word nie. Jy sal nie bloos in hierdie dorp nie, want ek gaan vir jou wys wat ek doen. Hierdie is groot. As ons hom vertrou. Kan ek vir jou vanoggend sê, as jy aanhou om die Here te vertrou, hy gaan nie jou laat sleg lyk nie. Hy sal nie. Hy gaan nie jou verneder nie. Maar ons word baie keer gedaag om nie vas te kyk teen die realiteite van nou nie. Van wat mense sê en wat jy voor jou sien nie. Jy moet kies. Want Romeine 1:16 sê, die regverdiges, ek en jy, volgelinge van Jesus, sal nie leef deur wat ons sien nie, maar geloof. Deur geloof. En dit is om hom te vertrou. Jy sien, want skande, wat as dit nou nie gebeur nie? Wat as dit nie werk nie? En die Here sê vir my, vertrou my. Om gehoorsaam te wees, gaan nie in spyt eindig nie.
Sien, ons is so bang om my eerste tree te vat. Sien wat werkie, wat gaan die mense van my sê? Wat gaan hulle van my dink? Ek is 'n flop. Die Here sê, begin daai ding man. Druk deur. Ek het hier geskryf, gehoorsaamheid plaas die uitkoms in God se hande, nie in joune nie. As jy gehoorsaam is net wat God vir jou sê, en dis wat ons nou beleef in terme van die gemeente, is die uitkomste in God se hande, nie my hande nie. Ek kan nie verantwoordelikheid daarvoor vat nie. Ons kan hom net vertrou. En asof die Here jou uitdaag vanoggend, vertrou my. Vertrou my. Jy sit jou hoop op soveel goed, maar moenie bang wees nie. So hierdie is vandag nie net 'n Doxadeus storie nie, maar is ook 'n storie van jou. Mag hierdie woord jou uitdaag vandag. Jy sien die dag toe ons ja gesê het vir Jesus, het hy 'n appel op ons lewe kom maak. Ek wonder baie keer of jy gewonder het, wat is die implikasie? Wat is die implikasie? Ek wonder of jy geweet wat sou die implikasie wees toe die dag toe jy ja sê vir Jesus. Jy sien, wanneer ons ja sê, roep hy ons om hom te volg. Volgende stap te neem, het impliseer verandering. Ons kom na hom toe soos ons is, maar hy is te lief vir ons om ons te los soos dit is, soos ons is. God se volle hart en plan vir jou en my lewe, dat ek en jy in sy plan sal leef. Jesus het gekom sodat ons lewe in oorvloed sal ervaar en beleef. Die aanbiddingsplan kan maar vorentoe kom op alle vlakke in ons lewe. Jou huwelik, jou werk, jou gesin. Maar maak plek vir dit in jou lewe. Dis wat die Here ons daag, dis wat die Here jou daag vanoggend. En nou wil ons gaan nou afsluit met 'n lied, voordat ons die diens nou afsluit, net my gedeelte. Ek wil vir jou sê, God het ons net meer as 'n kerkganger geroep. Maar hy het ons geroep as 'n familie op 'n missie. Die kerk het nie 'n missie nie, maar die missie het 'n kerk. God se missie. Dis nie ons missie nie. Dis God se missie. Maar hy gebruik die kerk wie ek en jy is. Manne en vrou, eenvoudige mense, gewone mense, om dit te volbring. So ek wil vir jou vanoggend sê, jy's geroep vir baie meer as wat jy dink. En hierdie jaar vier ons 3 dekades van God se genade oor hierdie bediening. Maar elke een van julle wat hier sit, moet glo en aanvaar en weet, God het jou geroep om 'n ambassadeur te wees op hierdie aarde. Jy is nie net gered om hemel toe te gaan nie. As dit die geval was, toe jy ja gesê het vir hom, dit sou een van die engele geroep het, kom ons slaan gou met 'n baseballbat en dan vat ons hom gou hemel toe nie. Dis nie God se plan nie. God se plan, soos hy vir die disippels gesê het voordat hy gegaan het. Ek wil julle gebruik, julle gaan my ambassadeurs wees. Julle gaan voortsit hier op aarde wat ek begin het. Waarvan praat ek? Jy's 'n ambassadeur vir sy missie in hierdie dorp, in die gemeenskap, in die plekke waar jy woon en waar jy werk. Jy's geroep om geloof, hoop en liefde na ons wêreld toe te bring. Mag die Here geloof in jou hart vanoggend stuur, met 'n nuwe geloof, om geloof te hê vir hulle wat geestelik verlore is. Amen. Mag hierdie gemeente, mag jy geken word deur liefde in jou lewe wat die sosiale pyn van mense in ons gemeenskap genees by jou werk. Jy's 'n ambassadeur om hoop te bring waaroor waar jy gaan, in jou huis, by jou werksplek, in hierdie gemeenskap. Dis waarvoor jy geroep is. Dis die maand wat die Here op jou lewe gesit het, die dag toe jy ja sê vir hom. Jy's nie net 'n kerkganger nie. Jy gaan nie net elke Sondagoggend hierdie kom geniet nie. Hy het jou geroep om 'n draer van geloof te wees, van hoop
en van liefde. En in dit wat die Here in hierdie kampus doen, is nie vir hierdie gemeente nie. Hierdie is gemeente vir die gemeenskap. Kan ek dit herhaal? Ons is nie hier om ons eie beeld te blaas nie. Hierdie is 'n gemeente vir die gemeenskap. En ek wil hê jy moet nou saam met my staan en ons gaan 'n bekende liedjie sing. I just want to speak the name of Jesus en ons gaan 'n verklaring maak oor ons gemeenskap. Is dit reg so? Want jy is geroep tot ambassadeur, draer van geloof, hoop en liefde. En terwyl ons hierdie lied sing ons 'n verklaring. Here, vandag verklaar ons die naam oor ons gemeenskap, oor elke huishouding. En wat ons het sing met Johannes sommer na enige gedeelte wys, oos, noord, suid of wes. Ons spreek die naam van Jesus oor ons gemeenskap, oor elke huishouding, elke skool, elke familie, elke huwelik, elke werksplek, elke besigheid, elke straat en elke woonbuurt. Amen. Yes. Dat dit 'n plek sal word waar die koning regeer. Amen. It's not about us. He has to rule and reign in this town. Want waar die naam van Jesus genoem word, volg sy vrede. Waar die naam van Jesus geroep word, volg sy krag, sy teenwoordigheid, sy hoop en sy liefde. En ek wil hê jy moet dit vanoggend sing. Nie maar net soos 'n geestelike karaoke nie. Jy sing net saam nie. Maar wanneer jy dit sing, jy spreek dit uit. Spreek dit uit oor jou gesin dalk, oor hierdie dorp, by die plek waar jy werk, oor hierdie skool, oor ons regeringskantore, oral wat hier in die dorp aangaan. Spreek dit uit vanoggend. Amen. En ons vertrou die Here vir 'n deurbraak. En ons gaan sien hierdie belofte van die Here wat 'n werklikheid word in hierdie dorp. Amen. Kom ons sing dit, Chantal.